Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 22ste Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê van 'n Pylpark taxi-bestuurder in hof oor skooliere se dood. Nuushoofsterke vir vandag. 3,7 miljard rand is bestee om BBP mense op te pas. Van 'n Pylpark se taxi-bestuurder in hof oor skooliere se dood. Brande in die Wes-Kaap woed steeds voort. Bangladesh wil nie in Indië Wêreldbeker T20 gaan speel nie. Franse stuur nie hulle sterkste rugbyspan na Nieu-Seeland nie. Sabalenka deur na volgende tennisronde. Die 22-jarige taxi-bestuurder van die minibus taxi wat maandag in ongeluk betrokke was, waarin 12 leerlinge dood is, kan moontlik van moord aangekla word, sou die nasionale vervolgingsgesag besluit om op hierdie aanklag te vervolg. Die taxi-bestuurder staan reg op 12 aanklagte van strafbare manslag, asook 'n aanklag van die roekelose en nalatige bestuur van die ongeluk op die R553 pad naby van 'n Pylpark. Die taxi-bestuurder wou glo verskeie voertuie verbysteek toe 'n vragmotor van vooraf aangery gekom het terwyl die taxi aan die verkeerde kant van die pad was. Panyaza Lesufi, premier van Gauteng, het Woensdagmiddag gesê die taxi-bestuurders openbare bestuurpermit het in November verlede jaar reeds verval. Ingevolge die wet is die definisie van moord 'n onregmatige en opsetlike daad, terwyl strafbare manslag as 'n nalatige en onregmatige optrede beskryf word. Die vraag wat gevra moet word is of die optrede van die taxi-bestuurder opsetlik was of bloot nalatig. Indien dit opsetlik was, kan hy maklik van moord aangekla en skuldig bevind word. Die graad van nalatigheid in hierdie geval is baie ernstig, omdat die taxi-bestuurder onder meer aan die verkeerde kant van die pad gery het. 1% nalatigheid is genoeg om iemand aan strafbare manslag skuldig te bevind, maar hoe meer nalatig of roekeloos jy is, hoe swaarder kan jou vonnis word. Indien die taxi-bestuurder van moord aangekla word, kan die hof hom steeds op 'n mindere klag van strafbare manslag skuldig bevind. Met strafbare manslag sal die vonnis baie ligter wees as met moord. 'n Skuldigbevinding op aanklag van strafbare manslag kan tot 'n vonnis van maksimum 6 jaar lei, terwyl moord 'n minimum vonnis van tussen 15 en 20 jaar behels. Die taxi-bestuurder sal na verwagting vandag in die eerste keer in die Landdroshof in Van der Pylpark verskyn. Die regering van Nasionale Eenheid het in die 2025 boekjaar meer as 3,7 miljard rand aan die beveiliging van baie belangrike persone bestee. Die bedrag sal aan die einde van volgende boekjaar tot meer as 4 miljard rand toeneem. Dit is heelwat meer as die 2,4 miljard rand wat aan die valke toegewys is, wat veronderstel is om korrupsie en ernstige georganiseerde misdade te beveg. Hierdie skerp teenstelling ontbloot die RNE se skewe prioriteite, wat die beskerming van die uitvoerende gesag as belangriker beskou as om instellings te versterk wat mense met mag verantwoordbaar moet hou. Matthew Parks, parlementêre koördineerder van COSATU, sê as die regering geld nodig het om rond te gooi, moet hy dit eerder bestee aan die aanstelling van dokters, verpleegsters en polisiebeamptes wat 'n diens aan die gemeenskap kan lewer. Lydens antwoord wat professor Faris Chakalia, waarnemende minister van polisie is, 2,29 miljard rand in die 2025 boekjaar aan die beskerming van belangrike persone bestee. Nog 1,42 miljard rand is aan statiese beskerming bestee. Dit sket 'n verdoemende prentjie van uitspattigheid uit. Dit is skokkend, maar nie verrassend nie, dat 4 departemente meer aan reis en akkommodasie bestee het as die president se kantoor. Action SA het konsepwetgewing by die parlement ingedien om 'n einde te maak aan die uitspattige voordele wat die 32 adjunkministers geniet. Dit kan nie toegelaat word dat die verskriklike taxi-ongeluk waarin 12 leerlinge op die R553 pad naby van 'n Pylpark in Gauteng gesterf het nie, net verbygaan nie, soos die president Cyril Ramaphosa. Ons moet lesse daaruit leer en nou saam optree en verseker dat skoolvervoer veilig en betroubaar is, het hy gister op die onderwysligotla in Boksburg gesê. Hy het afgevaardiges op die Ligotla versoek om saam met hom met 'n oomblik van stilte ter ere aan die oorledenes en hulle families te handhaaf. 2 dae gelede het 12 kinders hulle lewens verloor op pad skool toe in 'n uiters verskriklike padongeluk. Ons betreur hierdie verlies en betuig ons meegevoel met hierdie families, onderwysers en klasmaat van hierdie kinders wat hulle lewens verloor het. Ons wens diegene wat in die ongeluk beseer is 'n spoedige herstel, het hy gesê. Hy meen ook dat dit nie bloot aanvaar kan word dat jong lewens op so verskriklike wyse in gevaar gestel kan word nie, terwyl hulle die groei en verryking nastreef wat 'n opvoeding aan hulle behoort te bied nie.
5 dae nadat verwoestende brande in die Franshoekgebied ontstaan het, sukkel brandspanne steeds om dit onder beheer te bring. Sterk winde, wat met tye tussen 50 en 80 km/h gewoed het, het deur die nag opvlammings in die omgewing van 3 strome plaas veroorsaak en hoewel geen beserings, lewensverliese of strukturele skade aangemeld is nie, is daar wel skade aan toerusting opgedoen. Die Lewis Bush Clearing and Alien Firefighting brandspanne het teen gistermiddag gesê sterk winde het weer eens opvlammings veroorsaak en nabygeleë plase in Franshoek omgewing bedreig. Die dodetal weens die vloede in Limpopo tot 18 gestyg, terwyl 6 mense nog in Mpumalanga vermis word, waar 20 mense reeds dood is, so sê Thembisi Melane, minister van menslike nedersettings. Die weersomstandighede in Limpopo maak ons werk baie moeilik, het sy gesê. Ons moet bepalings van hierdie skade doen, besluit wat om te doen nadat die omvang van die skade bepaal is en ingryp waar ons kan. Sy Melane se departement staan mense by wanneer skade aan hulle huise geverifieer is. Duidelike noodhuisvestings in kerke en gemeenskapsale word aan hierdie mense gebied. Die kommissie meen dat geïntegreerde en goed bestuurde vroeë waarskuwingsstelsels noodsaaklik is omdat dit klimaatswetenskappe en plaaslike besluitnemers beskikbaar kan maak. Klimaatsrisikobepalings moet voorts deel wees van beplanning vir grondgebruike, die ontwerp van infrastrukture en wanneer besluite oor investering geneem word, het sy gesê. Inflasie is op koers om vanjaar die Suid-Afrikaanse Reservebank se nuwe teiking van 3% te behaal, het Lesetla Ganyago, president van die Reservebank, Dinsdag in Davos, Switserland gesê. Die nasionale tesourier en die Reservebank het verlede jaar besluit om die inflasieteiken vir die eerste keer in 25 jaar te verander. Dit is van die band van 3% tot 6% tot die vlak van 3% verlaag met 'n speling van 1 persentasiepunt aan weerskante. Volgens Ganyago is daar op grond van die bankse projeksies ruimte vir nog 2 rentekoersverlagings van 15 basispunte elk vanjaar. Albei eenhede van die Koeberg kragsentrale het Dinsdag aan teen verminderde krag gefunksioneer weens 'n fout by 'n substasie in Stellenbosch. Die kragvoorsiener het die publiek gerus gestel oor die veilige en normale funksionering van hierdie kragsentrale en dat die fout geen impak op die stabiliteit van die kragnetwerk sal hê nie. Die een van die kernkrageenhede is nie die voorval geraak nie en die nasionale kernreguleerder is daarvan in kennis gestel. Geen risiko bestaan vir beurtkrag nie vanweë voldoende nasionale reserves wat opwekking betref. Eskom verseker die publiek en belanghebbendes dat die Koeberg kragsentrale voortgaan om veilig te funksioneer en dat alle noodsaaklike regulatoriese en operasionele protokol gevolg word. Die Bangladesh Kriketraad hou voet by stuk dat hy nie gedwing sal word om in die komende T20 Wêreldbeker toernooi die T20 WB wedstryde in Indië te speel nie. Die IKR het gister Bangladesh se versoek verwerp en gesê dat onafhanklike sekuriteitskenners nie van mening is dat die tiere se veiligheid in gedrang sal wees sou hulle in Indië speel nie. Vanjaar se T20 Wêreldbeker toernooi word van 7 Februarie tot 8 Maart in Sri Lanka in Indië gespeel. Bangladesh se eerste groep wedstryd is op 7 Februarie teen die Wes-Indiese eilande op Eden Gardens in Kolkata. Sou die tiere nie in die T20 Wêreldbeker speel nie of vir die toernooi geskop word, kan hulle deur Skotland vervang word. Die Skotte is die hoogste span op die wêreldranglys wat nie vir die toernooi kon gekwalifiseer het nie. Bangladesh se vete met Indië het op 3 Januarie oorgekook toe die Indiese Premier Liga span, die Kolkata Knight Riders, deur die Indiese Cricketbeheerraad beveel is om sy kontrak met Bangladesh sneller Mustafa Rahman op te skort. Sedertdien het verhoudinge tussen hierdie twee buurlande versuur. Frankryk gaan waarskynlik sonder 'n hele aantal van sy eerste keusespeler wees vir 'n Nasiebekertoets teen Nieu-Seeland, nadat die Franse Rugby Federasie en die Franse Rugby Liga Dinsdag 'n ooreenkoms aangekondig het. Fabien Galtier se Hane pak die All Blacks op 4 Julie in Christchurch, maar die hoofafrigter sal nie spelers kan kies wat betrokke is by die Franse top 14 eindstryd wat 'n week vroeër in Parys beslis word nie. Galtier, 'n voormalige Franse kaptein, het ook verlede seisoen 'n verswakte groep gekies om teen die All Blacks te speel en het al 3 toetse teen die All Blacks verloor. Galtier sal 'n groep van 42 spelers vir elke toernooi kan kies, insluit in die komende 6 nasiereeks, maar met nuwe beperkings soos 'n maksimum aantal van 1 klap in sy uitgebreide groep. Frankryk is die verdedigende 6 nasie kampioen en begin vanjaar se veldtog op 5 Februarie teen Ierland te speel. Andries Coetzee het sy eie verwagtinge oortref toe hy in 2017 in 13 toetse vir die Bokke uitgedraf het. Aanvanklik wou ek graag net 'n kontrak by Unie gekry het en sodra jy een het, dan wil jy 'n speelkans kry sodat jy die kontrak kan behou. Coetzee, oud-leerling van HTS Middelburg, is na skool na die WP toe se rugby instituut, maar na 'n jaar het hulle gesê dat hy nie meer gebruik kan word daar nie. Hy het toe koers gekies na Pretoria, waar hy onder meer vir die Tuks in die Waarsiebeker reeks gespeel het.
In Johannesburg het Coetzee van krag tot krag gegaan. Hy was in 2015 deel van die Leeuwse span wat die Curriebeeker gewen het en daarna 3 agtereenvolgende jare in 2016, 2017 en 2018 in die Super Rugby eindstryd gespeel. Coetzee het die Leeuws in altesaam 177 wedstryde in verskillende reekse verteenwoordig. In 2013 het as leenspeler ook een wedstryd vir die Haie gaan speel. Na draai in Japan en Italië het Coetzee sy GPS hom in 2022 weer na die Leeuws gelei. Hy het in 2024 sy rugbystewels opgehang, maar toe verlede jaar of wat vir die Alberton sy rugbyklub gespeel. Emma Raducanu het gister vroue tennis sy eerste bekende naam geword wat die aftog moes blaas in vanjaar se Australiese Ope toernooi in Melbourne. Raducanu van Brittanje is in die tweede ronde deur Anastasia Podalova van Oostenryk met 7-6 en 6-2 gewen. Sabalenka van Belarus het tot die derde ronde deurgedring deur Zhou Xuanbai van China met 6-3 en 6-1 in die Rod Laver Arena te wen. Sedert 2023 het Aryna Sabalenka nog net een keer in Melbourne verloor. Dit was toe Madison Keys haar verlede jaar se eindstryd gewen het. Die derde kere Go van Amerika is ook nog goed op koers nadat sy sonder moeite in die tweede ronde met Olga Danilovic van Servië klaar gespeel het. Gauf het Danilovic met 6-2 en 6-2 gewen en haar sege agterna as baie naby aan foutloos beskryf. Sy kom in die derde ronde teen 'n landgenoot uit die Baptiste te staan, die 12de gekeerde Alina Svitolina van Oekraïne, Turkye se belowende Zeynep Sonmez en die Kanadese tiener Victoria Moboko is ook almal in hulle tweede ronde wedstryd geseëvier. Aryna Sabalenka het gesê dat sy nie wil oor politiek praat nie, nadat Oleksandra Oleinikova van Oekraïne gevra het dat spelers van Belarus en Rusland uit tennis verbân moet word. Oleinikova, wat in haar eerste Grand Slam teen die verdedigende kampioen Madison Keys verloor het op 'n mediakonferensie 'n temp gedra met die woorde "I need your help to protect Ukrainian women and children, but I can't talk about it here." Die reël van Grand Slam toernooie verbied spelers om politieke uitsprake by kompetisie lokale te maak. Ek dink dit is baie verkeerd dat hulle nie in tennis gediskwalifiseer word soos in ander sporte, het sy gesê. Die Proteas veelsidige draaier Senoran Mutusamy gaan in die Engelse somer grafskapkrieket bekend speel. Die 31-jarige Mutusamy het Suid-Afrika se toetsreeks in Indië in November sy eerste 100-tal in 'n toets aangeteken. Hy het 109 lopies in die tweede toets in Guwahati aangeteken in die Proteas reekssege van 2-0 oor Indië. Mutusamy is een van die 4 Protea draaiers wat in Engeland in aksie sal wees. Die ander 3 is Simon Hamer, Keshav Maharaj en George Linde. Van die ander huidige Proteas wat ook grafskap cricket gaan speel is die Kolwers, Matthew Breedske, David Beddingham, asook die palkiewagter Kolwer, Kyle Vereen. Elite vroue in die Cape Epic Bergfietstoer gaan van vanjaar af korter afstande ry en sommige dae 'n eie roete hê sodat die tyd wat hulle in die saal deurbring daagliks met die mansim sal ooreenstem. Die verandering in die vroue se wedren is Dinsdag buite Stellenbosch bekendgestel. Vanjaar se bergfietskofren begin op 16 Maart in Montague. Die elite vroue sal oor 8 dae 560 km moet aflê. Skofte 1, 2, 4 en 6 sal afwyk van die gewone roete om die vroue in staat te stel om in dieselfde tyd as die elite mans laat te maak. Die veranderinge raak net die elite vrouens en nie ander vroulike deelnemers nie. Die Kaapse bergfietsryer Candice Lill sê die vroueveld sal danksy hierdie veranderinge baie kan groei. Die idee in Annika Langvaart en Sofia Gomez Villawane van Argentinië het verlede jaar se wedren in 29 uur, 3 minute en 10 sekondes gewen. Vanjaar se wedren eindig op 22 Maart in Koetsenburg in Stellenbosch. Die Pretoria Capitals het met 7 paaltjies die bote ingevoer nadat Parsons eers die Sunrisers Eastern Cape met die bal getuister het voordat hy 'n verwoestende Dewald Brewers 75 nie uit met 38 balle wat insluit 4 viere en 7 groot sesse met die kolfkragte saamgesnoer het om hulle teenstander so doppie te klap. Die Pretoria Capitals het die teiken met 9 balle oor verbygesteek. De Kok se aanvangsmaat Johnny Bairstow het 50 aangeteken van 36 balle wat insluit 6 viere en 1 groot 6. Jordan Herman het 41 aangeteken van 30 balle wat insluit 3 viere en 1 6. Hierna hulle self goed ingegrawe vir 'n vennootskap van 81 lopies van net 51 balle om die Sunrisers tot 112 te neem en op dreef te kry vir 'n groot telling. Staps het 26 aangeteken van 22 balle met 1-4. Hy kon gehelp om die tuig op koers te hou met Matthew Breedske wat uit is op 3 wat ook nie vele duik en die telling kon gemaak het nie. Die Pretoriaaners het koelkop voortgekolf totdat Green 1 vir 31 in die 8ste bilbeer toegeslaan het en Connor Esterhuizen op 22 uitgehaal het van 19 balle wat insluit 2-4 en 1-6 se poging tot
tot 'n einde gekom het. Alles is nog nie verlore vir die Sunrisers nie. Hulle sal 'n laaste kans gegee word om in die eindstryd te haal wanneer hulle mol op die Wanderers, die wennerpak van vandag se uitspelwedstryd tussen die Parel Royals en Joburg Super Kings en Centurion. Advertensie van Netwerk 24, tekenin en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeu for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek, Messina 1823, Polokwane 1522, Lepalale 1519, Mbombela 1628, Maikeng 1331, Pretoria 1629, Johannesburg 1529, Ermelo 1028, Galagari 2137, Gaborone 1528, Richards Bay 1735, Pietermaritzburg 1437, Durban 1732, Port St. John's 1637, Pongola 1631, Maputo 1830, Bethlehem 1329, Bloemfontein 1632, Allewal Noord 1534, Welkom 1732, Vryburg 1534, Kimberley 1835, Appington 2338, Prieska 2137, Springbok 1430, Karasburg 2036, Keetmanshoop 2438, Mariental 2437, Alexander Bay 1524, Brandvlei 1633, Loederits Bay 1627, Vredendal 1528, Kaapstad 1625, Sutherland 1426, George 1727, Jeffreys Bay 1728, Geberra 1431, Graafreinet 1437, Kapogelas 1524, De Aar 1834, Molteno 1130, Beaufort West 1737, Oos-London 1634. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.28 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11, die euro verhandel teen R19.02, 'n pond kos R21.84, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,464, palladium per fyn ons is $1,843, silwer per fyn ons is $91.84 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,795, Brent ruolie per vat is $64.92 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: mense se lewens is beter as hulle nie omgee wat ander dink oor hulle lewens nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.